Ons begin dan vandag by die eerste verwysing deur Paulus na die Ou Testament in 2 Korintiërs. En dit is eintlik 'n baie interessante verwysing en ek lees dit vir jou uit 2 Korintiërs 3 vers 7 en ook vers 12. Daar staan: die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid, wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter, dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is nie soos Moses, wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn was. Dis 'n aanhaling uit Eksodus 34 vers 33 tot 35. Wanneer jy daardie gedeelte in Eksodus lees, mis jy eintlik hierdie aspek wat Paulus uitlig. Terwyl die Here met Moses besig was, het die heerlikheid so oor hom gekom, dat sy gesig geskitter het, dat daar 'n glans was, wat eintlik 'n bewys was van sy kontak met die Here. Later blyk dit dat Moses hier die glans verberg het met 'n sluier. En later het hy die sluier gedra om die indruk te skep dat sy gesig nog so geskitter het. Verskriklik. Eintlik was dit 'n bietjie 'n vals vertoning deur Moses. Nou sê Paulus, hy hoef dit gelukkig nie te doen nie. Hy hoef nie die feit van sy verhouding en sy kontak met die Here weg te steek nie. Hy sê, dis nie vir hom nodig om 'n sluier te dra, om die indruk te skep dat hy by die Here is nie. Wat wel 'n feit is om te luister na wat hy sê, lees wat hy geskryf het, en ek en jy kan vandag sê, werklik, daar was 'n heerlikheid wat van die Here afgekom het, wat Paulus gehad het, en wat hom geïnspireer het om hierdie briewe wat ons het te skryf, vir ons die insigte te gee, wat van die Here afkom. Moses het ook van die Here ontvang, wat hy aan die volk moes oordra. Maar ongelukkig moes hy voordoen dat dit so is. Paulus sê nee, kyk maar na my, ek dra nie 'n sluier nie, ek is wat ek is. Dis nogal 'n boodskap vir almal van ons. Ons mag nie iets voordoen wat ons nie is nie. Soms is dit maar moeilik, maar kom ons wees eerlik met mekaar en loop mooi.